Goeiemôre. My naam is Louis en ek kuier hier, maar eintlik is ek by die huis, want in Vredelust is soos huis vir my. Baie lekker om by julle te wees op Pinkstersondag. Woe! Die Kaap is meer stiptelik as hierdie Tennessee en die ouens wag vir my. Ons vier vandag die uitstorting van die Heilige Gees. Dit is nie vandag die uitstorting van die Heilige Gees nie, ons vier dit. Let wel, is nie die Veilige Gees nie, dis die Heilige Gees. Ek weet ons is NG Kerk, maar kom ons loof en aanbid die Here soos mense en wie 'n Heilige Gees uitgestort is, nie 'n Veilige Gees nie. Amen. So kom ons loof die Here met alles. So you kind of just throw it to the wind a little bit. Ek weet ons kom van 'n Europese kultuur af, meeste van ons en al daai jazz. Ek kom ook uit die NG Kerk uit al my lewe. Maar kom ons staan klas, dit gaan so lekker wees. Ons begin met Dawid se Psalm 150. Prys God in sy heiligdom en prys hom onder sy magtige hemel. Prys hom oor sy dade, prys hom in sy magtige grootheid. Sê dit weer. Prys God in sy heiligdom en prys hom onder sy magtige hemel. Prys hom oor sy dade, prys hom in sy magtige grootheid. Prys hom in die ramshore, prys hom in die hart en lied. Prys hom in die tamboerijn met dansen en snaren en fluite. So yo, prys hom in sy nade, galmende cymbalen prys die Heer. Oh,
strome in woestyn wat skree, dan moet 'n God wees, die skepping getuig, dat die mens dan moet leef. Hy leef, alle lof, eer en aanne. Hy leef, verhef voor die aarde, verberg vir die hoor, toch hoorbaar hoor. Hy sagte stil deur die klowe, met 'n boodskap wat beloof, daar's meer, daar moet 'n God wees. Alle stemme, donker wolke, roep die nasies, alle volke, 'n kreet. Daar moet 'n God wees, die skepping getuig, dat die mens dan moet weet. Hy leef, verhef voor 'n Vader. Hy leef, verhef voor die aarde, verberg vir die hoor, toch hoorbaar hoor. Hy leef, alles vertel, hy is heilig, alles vertel, hy is by ons, alles vertel, hy is alles vertel, hy is by ons, alles vertel, hy is heilig, alles vertel, hy is by ons, alles vertel, is heilig, alles vertel, hy is by ons, hy leef, alle lof, eer en waardigheid. Hy leef, verhef voor die aarde, verberg vir die hoor, toch hoorbaar hoor. Hy leef, alle lof, eer en waardigheid. Hy leef, verhef voor die aarde, verberg vir die hoor, toch hoorbaar hoor. Hy Wat 'n voorreg om julle te kan groet in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. In die naam van die Seun wat vir ons gekruisig is en gesterf het en opgestaan het uit die dood. Wat opgevaar het na die hemel toe en gesê het, ek los julle nie vir 'n oomblik alleen nie. Maar my Heilige Gees sal oor julle kom en julle sal die krag ontvang om my getuies te wees in Jerusalem, Judea, Samaria tot aan die uithoeke van die aarde, tot in die verste puntjie van Afrika. Wat 'n voorreg vir ons om mekaar kan groet in die naam van hierdie Here, in die naam van Jesus Christus, die naam bo alle name, om in sy naam
by mekaar te kan kom op 'n Sondag, elke Sondag, om community te kan beleef, om te kan beleef dat die Here sê, julle is my hande en my voete, nie net leef ek nie, maar ek leef in julle en deur julle. Dis ons God, dis ons koning, dis hoekom ons hier is na 2000 jaar, want hy leef, nie net daar buite nie, hy leef hier binne. Vandag vier ons nie net die uitstorting van die Gees nie, ons vier die instorting van die Gees, in sy volk, in sy kudde, in die volk wat die Here gesê het, ek wil vir julle 'n God wees, en julle sal my volk wees. This is who we are. Hoekom het die Here ons gekies? I don't know. Ek kom van Brakpan af, I have no idea. Maar die Here het vir ons gekies, hy het vir ons uitgehaal, en hy het gesê, julle sal my koninklike priesterdom wees, julle sal my uitverkorenes wees, dis deur julle wat weer offer gebring sal word, wat vir my aanneemlik is, sê die Here. Dis wat ons bring, wanneer ons die Here loof en aanbid. Ons bring 'n offer, wat vir ons God aanneemlik is. In die Ou Testament weet julle, net die hoëpriester mag op die dag van verootmoediging deur die allerheiligste gestap het. En as hy nie so gereinig was, en elke ding tot op die letter nie, was hy dood. Ek en jy oorleef hierdie oomblikke in die allerheiligste, elke Sondag, wat word vir ons normaal. Dit is nie. We survive a moment in the holiest of holies. Want die Here verwelkom ons in. Hy voorhang ons het geskeer. So ons stap in met verootmoediging, ons stap in met boldness, met confidence, ek weet nie wat die Afrikaans nie, konfidensie. Ons stap in, want ons weet ons God wil by ons wees, aan lof en aanbidding. So kom ons loof die Here. Hier is die woorde van Psalm 18. Ek roep na hom in my benoudheid, in sy paleis het hy gehoor, die aarde het geskud en bewe, die Here het uit die hemel laat reën. Die Here is my rots, my skuilplek, my redder en my God, my rots by wie ek skuil, my skuld, my sterk verlosser en my veilige veste, my veilige veste, my veilige veste. Met sy hulp loop ek 'n oormagstorm, met my God spring ek oor 'n muur, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here is my rots, my skuilplek, my redder en my God, die rots by wie ek skuil, my skuld, my sterk verlosser en my veilige veste, my veilige veste, my veilige veste. Ek loof hom wat my rots is, ek prys die God wat my gered het. Ek loof hom wat my rots is, ek prys die God wat my gered het. Ek loof hom wat my rots is, ek prys die God wat my gered het. Ek loof hom wat my rots is, ek prys die God wat my gered het. Die Here is my rots, my skuilplek, my redder en my God, die rots by wie ek skuil, my skuld, my sterk verlosser en my veilige veste, my veilige veste, my veilige veste, my veilige veste. Die Here is my rots, my skuilplek, my redder en my God, die rots by wie ek skuil, my skuld, my sterk verlosser en my veilige veste, my veilige veste.
rechtvaardig geen gedroom. In wat beloftes over wie is. Groot is hier. Gekleed in majesteit. In wonders breekt de tijd van wie is. Zo ik zal die lof voor eeuwig zingen van die goedheid. Ja, ik zal die lof voor de wonder die die grootheid. Ik zal die lof voor eeuwig zingen van die goedheid. Ja, ik zal die lof voor de wonder die die grootheid. Groot is hier. Groot is hier. Groot is hier. Ik ga voor ons en barmhartigheid is wie zo ik zal die lof voor eeuwig zingen van die goedheid. Ja, ik zal die lof voor de wonder die die grootheid. Ik zal die lof voor eeuwig zingen van die goedheid. Ja, ik zal die lof voor de wonder die die grootheid. In heerschappij staan vast die koninkrijk, die macht die heerlijkheid behoort aan U. Geslachten wat getuigt die schepping wat samen juicht die heerlijkheid behoort aan U. In heerschappij staan vast die koninkrijk, die macht die heerlijkheid behoort aan U. Geslachten wat getuigt die schepping wat samen juicht die heerlijkheid behoort aan U. Zo ik zal die lof voor eeuwig zingen van die goedheid. Ja, ik zal die lof voor de wonder die die grootheid. Ik zal die lof voor eeuwig zingen van die goedheid. Ja, ik zal die lof voor de wonder die die grootheid. Groot is hier. 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 And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Dis eintlik Psalm 23. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Sing all my life, Lord, and all my life you have been faithful.
all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Sing all my life, Lord, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, sing your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender all. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running, it is running after me. With my life laid down, I surrender all. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. It's all my life you have been faithful. It's all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. En aan U is die macht en die heerlijkheid en kracht. En aan U is die eer en die lof van U regeer. U regeer. Sy glans is soos Christus. Hy is die heilige van God en hy heers oor die Heer. Daar is macht in sy woord, en soos die waters dryf sy stroom, soos die son in sy lag, so die rykdom van sy troon. En aan U is die macht
staan die engele om sy troon, verbuister in sy sieraad, in die weelde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy glorie. Daar is die mag in die heerlikheid en krag, en daar is die in die lof
gebed. Elke liedjie wat ons hier sing is 'n gebed. En veral hierdie ene op hierdie dag, Here Jesus. Wat ons net sê, baie dankie vir die Heilige Gees wat ons vriend is. Here, as ons regtig kan kom by, maak hierdie hart van my 'n altaar. Waarop ek gekruisig is, oorgegee is. En waarop ek kan vra, kom Here, laat die vuur van God so hoog in my brand. Van vooraf, elke kamer in my hart wat dalk so bietjie dood gegaan het deur die jare, waar die stof so bietjie oor gaan lê het en wat my normaal geword het, want eintlik lyk die hele wêreld maar so. Eintlik lyk die kerk daar buite so. En so word ons complacent en ons sê, ag seker maar is dit genoeg. Seker is alles oukei. Maar Here, diep in my wese weet ek, daar is meer. Ek wil ons vandag kom vra, Here, maak hierdie hart van my 'n kathedraal, wat vol is van die teenwoordigheid van God, net soos die tempel in die Ou Testament gevul is met die teenwoordigheid. So vra ons nie vir Here, vervul hierdie 4 mure met die teenwoordigheid nie. Want wat as ons loop en dit bly hier? Here, ons is die tempel. Vul ons, sodat ons hier uitloop, vol van vuur. In 'n wêreld in wat so stikkend is, so seer is, so hard skree met allerlei krete en geluide, maar eintlik net so arm is sonder Jesus. Dankie Here, dat ons kan bid. Maak my hart 'n kathedraal. Maak my lewe 'n altaar, waarop U vuur kan brand en brand en brand en brand, aanhoudend brand. Maak my die lig en die sout, soos wat U gesê het sal gebeur as die Gees oor my kom. Ons eer U daarvoor, Jesus. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Julle kan eers 'n bietjie sit. Ekskuus, ek weet julle het lank gesing, maar ek is van ver af gekom vir hierdie moment. So ek was nie van plan om min te sing vandag nie. Ek is jammer. Julle kom ons geloop het is julle weg. Dat is my joy om hier te wees. Ons kom altyd terug Vredelus toe nie, omdat Tertius my knie sal breek as ek nie kom nie. Maar omdat, weet Vredelus, hoeveel jaar kom ons, Tertius? En weet die Here, daar's kerke en daar's daar riviere. En hier was 'n rivier hierso wat geloop het met die Heilige Gees. En waar daar 'n rivier is, kom maar bome op. En hierdie rivier het in Vredelus geloop 20 jaar terug al. Meer as. Hierdie rivier vloei nog steeds. Dis die Here wat hier in die middel van Boston, in die middel van Bellville, iets baie unieks en besonders doen. En ons wil deel wees daarvan. Wanneer die Here lewe gee. En soos wat jy weet, ja, waar daar lewe is, gebeur iets interessants. 'n Boom word voor die lewe ingevoer, 'n rivier ingegooi. Wat doen die rivier? Hy stop nie. Gaan om die boom. Dit is nie maklik nie, maar hy maak vir homself 'n nuwe pad. En dis wat ons oor en oor hierso sien. Daar was al baie bome in die pad gewees hier in Bellville. Ek dink nie dis maklik nie. Die vir die team ook gesê, donderdag aand toe ons oefen. You guys are embracing the mystery in the middle of the mess. En dis kerk waartoe ons graag kom. Dis maklik baie plekke om kerk te wees. Ek leef in die suide van Amerika, as die Bible Belt. Julle is regtig nie moeilik nie. Jy veg maar die religion gees, hard. Maar honestly, verder is dit nie moeilik nie. Maar jy, tough. Maar weet jy wat, waar dit tough is, sien jy die lig van die Here Jesus, soveel meer. Jy sien die evangelie in aksie. So dis waarom ons aanhou terugkom, Vredelus, en sal aanhou terugkom, tot Tertius sê, julle moet nou nie meer kom nie, julle was net te veel hierso. En hierdie amazing span, ja, ek hoop nie julle ouens vat hulle, ekskuus die Engels tussen wat is vat vir granted in Afrikaans? Wat goed? Van selfspreek, wat sien, dis weer 5 lettergrepige woord. Ek hoop nie julle aanvaar hierdie ouens, hierdie Clement en dink dit, daai dude, Rikus, Leo, Lenet, sy sê, maar ek het haar al Lazel genoem, ek het al, maar sy is eintlik Lenet. En Chandra, oh my word, what a voice. So, en is dit Rikus agter? Nee, nie Rikus nie. Die ander dude, die ander R, Rian. Ja, julle, what a team. Ek wil vir julle sê, asseblief hierdie team hande klap, hulle werk hard. En is hulle laat baie moeilike goed baie maklik klink en ja, ek waardeer hierdie talent dat ek sommer hier kan instap en saam met die Vredelus band speel. Is die op my CV te skryf. Dankie vir die voorreg. Ons praat vandag natuurlik nie net oor die Heilige Gees nie, ons praat oor wat die Heilige Gees doen. En ek's baie opgewonde oor hierdie getransformeerde reeks waarmee hulle besig is, want as die Heilige Gees ons nie verander nie, gaan die wêreld nie verander nie. Jesus het 12 ouetjies gevat en hy het met hulle gejourney. En hy het net in daai 12 alles uitgestort. Toe gaan hy hemel toe en hy sê vir hulle, you got this. 12. En hier is ons vandag. So wanneer 'n minderheidsgroepie
ek wil nie sê die kerk van Jesus nie, maar die radikale, geesvervulde kerk van Jesus gaan altyd 'n baie klein groepie wees. En dan groepie word al hoe kleiner, want die prys wat ons betaal word ongelukkig hoër. So dit word baie makliker eintlik maar om in die middel te sit of maar net heeltemal weg te dwaal. Maar om radikaal vir Jesus te leef beteken om anders te leef, anders te praat, anders op te tree, anders gesinne te bou. Dis eintlik wat ek en Hetty hierso maak en dankie vir die vele wat Woensdag hierso was om al haar stories oor my te hoor of Dinsdag whenever. Haar ouerskapgoeders. Ons probeer om te sê die Here wil ons gesinne transformeer en Nehemia staan nou mos elke ou gaan bou net vir jou eie huis. Moenie worry oor die hele stad nie, dis te veel. Elephant bite by bite, hoe eet jy hom? Bou net vir jou eie huis. So, dis wat ons weet wat die Here doen. As hy ons nie transformeer nie, gaan niks transformeer nie. Help nie ek en jy skree oor die springbokke nie almal Christene is of die regering nie almal Christene is nie. Daniël was ook nie die baas nie. Hy is nie een van daai stories gewees wat uiteindelik te word Daniël koning nie. Hy het in ballingskap gesterf. Sy droom was ek wil terug gaan na my land toe. Dis my droom ook. Maar hy het in ballingskap gesterf en hy het onder lelike koning na lelike na koning uiteindelik weet julle het van hom omgedraai. En hy het eenvoudig aangehou dien. Maar wat het gebeur? Plek het getransformeer. Hy is vandag in die Here se woord. Dit is 'n ongelooflike storie. Jy en ek gaan nooit weer die baas wees nie. Nie ek in Trumpse Valley nie, definitief nie jy in Suid-Afrika nie. Ons hoef nie die baas te wees nie. Ons is 'n groundswell. Dit is nie 'n upper echelons vibe thing nie. Dis in elk geval 'n diktatorskap. Dis nie Jesus se goed nie. Jesus sê ek vat hierdie klein minderheid mense en ek maak hulle vol van my gees en ek stuur hulle uit. En dan gaan op hulle getrap word, gaan op hulle geskree word, hulle gaan misverstaan word, hulle gaan verwerp word en dis okay. Van hulle gaan doodgaan. Ons nog steeds sendelinge vandag wat doodgaan vir die cause of the gospel, ons weet dit. Hier sit ek en jy, baie keer verworpelinge daar buite. Niemand daar buite verstaan jou nie, want jy's anders. Iets wat anders is vir mense, wat doen hulle verwerp dit, tot daai andersheid uiteindelik magneties word, en hulle vra, wat het jy wat ek het nie? Dis hoe ek Christen geword het op universiteit. Dit het eenvoudig te magneties, die magnetisme van die Heilige Gees het te groot geword, dit suig dit my in. En daarom sê die Here, jy transformeer. Vergeet die ouens daar buite, jy verander, Louis verander. Sê, Here, nog, oh my goodness. Die liedjie is net gesê, make my heart a cathedral. Ek sing dit so baie in my kerk, love die song. Sy ou wat na my toe kom en sê, ons het klaar die Heilige Gees, kan hom nie weer kry nie. Ons sê, dude, hoeveel kamers is in jou hart? Hoeveel van hulle het jy dalk nog nie vir die Here gegee? Hoeveel het jy teruggevat? Want dis wat ons doen. As dit te hard raak, dan vat daar kamertjie sê ek, Here, ek weet hierdie stories nou, U is in beheer en ek is nie. Maar ek is Louis, ek is nou in my 50s, I got this. Dan vat ek 'n stuk terug en sê ek, Rod, just relax. And just give it all to God again and again. En as die Here vir jou sê, hy het nou regtig alles, en jy het nou regtig alles van hom, dan kan jy ontspan. Maar ek beloof jou skade wie val op mense en hulle word gesond nie. Right, there's more. Okay? Dit's altyd meer. Nou sien ons die kerk van die Here, die volk van die Here is weer en weer vervul met die Heilige Gees. En ek en jy kan ook maar nog vra. Nog veral, het ons alles van die Here Jesus. Dis die mystery, nee. Dis 'n oënskynlike teenstelling. Ek het alles van God, maar daar's altyd meer. En miskien is dit so eenvoudig, daar is altyd meer van my wat ek vir hom kan gee, sodat hy meer kan besit. Kom ons raak nie vas in woordjies nie. Kom ons sê net, ons weet, ons lyk nog nie heeltemal soos Jesus nie. En hoe meer ons soos Jesus lyk, hoe meer gaan ons wêreld transformeer. Ek is lucky, ek het 'n great skrifgedeelte vandag gekry om mee te werk. Van vandag gaan oor hoe ons denke vernuwe, hoe die Here ons denke wil vernuwe. En dis eenvoudige skrifgedeeltes en ek wil dit nou nie verkeerd lees nie, daarom haal ek my Samson uit waarop dit staan. Weet Romeine 12 vers 2 wat julle weet julle mee besig is oorkoepelend. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Laat die Here julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Jy moenie aan die wêreld gelyk word nie. Wat ook al ouens daar buite dink jy anders. Nou, dit klink 'n bietjie soos 'n motiverende toespraak op hierdie stadium, nee. Bietjie lekker inspirational, maar maklik om te verstaan. Ons lees dit natuurlik saam met 2 Korintiërs 10, waar daar staan die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie. Is kragtige wapens van God. So nou praat hy van totale Heilige Gees krag. Hy sê this is supernatural. Wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons wat? Die redenasies. Elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gebring word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. So hy sê, my vriend,
Daar is goeders wat jy dink en jy dink is sommer net gewoon, jy dink dit want dit is normaal om so te dink as jy die nuus lees, of as jy in die spieël kyk, of as jou ma vir jou sê jy is pateties. Dan dink jy is normaal om te dink ek is 'n wurm. Of dit is normaal om daar buite rond te loop en te sê, ag nee, want daar is nie hoop nie. Kyk hoe gaan dit met die ekonomie en met die politiek. Ek sê maar so in Amerika ook, elke plek waar jy kom in die wêreld lyk dit maar so. Jy kyk na Putin en Kim Jong-un en Trump, jy sê, die wêreld is in sy kwar in. Maybe. En jy sê, dit is normaal om so te dink, so ek dink ook so. Dan kom Paulus en hy sê, nee, maar daar is vestings, daar is geestelike goeders, en as hierdie goeders, as jy toelaat, dan gaan jy spiral. En hy sê, stop dit. Nou is dit interessant, nee, in Romeine 12, dan sê hy, laat die Here, vra die Here, om jou denke te vernuwe. In 2 Korintiërs sê hy vir hulle, vat jy daai gedagtes gevange. Hy sê, as jy dit nie doen nie, gaan niemand dit doen nie. So interessant, ek dink wat ons maklik verstaan is, die Here gee vir ons die krag om dit self te doen. Wat is die tendens van ons tyd, omdat ons in soveel mystery leef, is nie om doelbewus intentioneel verkeerd te dink nie. Ek dink is maar om eenvoudig te laat gaan. En te sê, ek is eintlik maar 'n victim van sosiale media, van wat my man of my vrou sê, van as ek by die braaivleisvuur is en almal moan, dan beïnvloed dit my, as ek in my werkplek is, as daar iets, sagte pornografie op TV is, en dit word harder, and we just let go. En ek dink, wel, ek weet nie wat hier gaan uitkom nie. En ek soort van herhaal hierdie eksperiment van niks doen nie, en ek verwag 'n ander uitslag. Nou enige wetenskaplike wat ek nie is, sal vir jou sê, dit is 'n bietjie stupid. Paulus sê vir ons, doen iets anders. Doen iets heeltemal anders. Hy sê, jy weet mos watter gedagte gaan spiral. Jy weet mos klaar, hoe begin daai ding, want meeste van ons is nou 'n bietjie groot mense. Ek weet al wat my eerste moan gedagte, wat my oor 'n uur, en 'n totale sak en as gaan laat sit en sê, Here, daar's nie hoop vir die land nie. Ek weet mos wat 'n gedagte gaan my uiteindelik daarby uitbring om te sê, my lewe is verby, my roeping is verby, God wil niks meer met my doen nie, hier is die bewyse, al die beloftes wat ek gedink het is vir my, dis nou nie meer so nie, eintlik is hy nie eers meer op die troon nie, kyk na die wêreld, al daai begin by een gedagtetjie van, daar het nou nie Sondag gebeur wat ek gedink gaan gebeur nie in die kerk nie, daar gaan my hele bediening, daar gaan my lewe, verstaan jy, jy begin hier met iets kleins, en Louis Giglio sê dit so mooi in 'n artikel wat ek onlangs gelees het, hy sê, catch the thought before it pitches a tent in your mind. Nou weet ek en jy, daar is allerlei redes, daar's chemiese redes, daar's wetenskaplike redes, hoekom van ons regtig donker gedagtes het, ons weet daai goed bestaan, is nie, it's not complicated. Daar's van ons wat hulp nodig het, ek en Hetty het oor die week, in hierdie week ook gepraat met huwelikoppels, as een van ons in die dorings beland, sê 'n doring trek homself nie uit nie, daarom moet jy ook weet, as jy regtig al jou gedagtes vir die Here gegee het, en jy sukkel nog steeds, dan moet jy dalk iemand gaan sien, want ja, daar is chemiese en wetenskaplike redes, hoekom van ons regtig hiermee sukkel. Maar nog steeds kom die Here deur sy woord, en hy sê vir ons, in die eerste plek is dit altyd 'n geestelike aanval. Hoe moeilik dit ook al vir jou is, maar jy moet weet dat daar 'n vyand is, en ons moet een ding duidelik verstaan. Ons bly dink dat die koninkryk van God gaan oor goeie dinge en slegte dinge. Ons bly dink dat eintlik is my grootste job maar om seker te maak ek doen nie te veel vrotgoeders nie. En ek doen genoeg goeie dinge. Ons bly maar dink dat ons hierdie goedjies saam in balans moet kry, dat ons in die spieël kan kyk en dan soort met onsself kan lewe. Want ons doen dan soort van okay. Het is nie die koninkryk van God nie. Die koninkryk van God gaan oor waarheid en leuen. Want alles wat jy doen, of nie doen nie, gaan kom uit wat jy glo. Alles. En dis nou nie 'n bumpersticker motivering toespraak nie. Dis die woord van die Here. Die woord van die Here wat sê, Satan is nie die vader van die sonde nie, dis sommer Adam. Satan is die vader van die leuen. En ek en jy weet dit. Daarom weet ek, die oomblik wat die Here Jesus sy vinger op hierdie lewe sit en hy sê, jy is myne, go, gaan wees sout, gaan wees lig. Wat gaan die vader van die leuen doen? Hy gaan vir jou jok. Hy gaan vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie, jy het nie 'n kans nie, jarig jy nie, jy is nie special genoeg nie. Kyk hoe amazing hoe daai ou, laat die Here eerder daai ou gebruik, nes Gideon, Moses, ek kan nie eintlik praat nie, Gideon, ek kom eintlik van 'n klein stammetjie af, ander ouens, ek is die jong, ek is dit, ek is dit, dat. Daai leuns, die leuen wat sê daar is nie hoop nie, die leuen wat sê as jy na jou bankbalans kyk, is daar nie 'n manier nie, die leuen wat sê ek kan nie eintlik in die kerk inpas nie, ek het nie 'n bediening nie.
Al daai leuns. Die leuen wat sê, ek kan nie 'n goeie vrou of 'n goeie ma, ag man, julle noem hulle op. Almal van ons het leuns wat kom en kom en kom en weer kom en weer kom en weer kom. En daai is die gedagtetjie wat Giglio sê, hey, daai ding wil tent opslaan. En as die duiwel vir jou gejokker, dan sit hy op in sy tent en hy lag en hy sê, okay, you got it from here, ek hoef nou niks te doen nie. Want jy weet mos, jy is veronderstel om die waarheid te glo. En waar kry ons die waarheid? Net in die Here se woord. En as jy vir 'n kleutertjie sê, jy maak droge op om dit te doen. Weet jy wat, ek gaan miskien nie daai ding doen nie, maar as jy hom niks anders gee om te doen, gaan jy net iets anders doen wat verkeerd is. So dat help nie, jy sit hier en sê, okay, ek gaan nou hierdie gedagte gevange neem. Nou, waarmee sit jy nou? Met niks. Dit moet gevul word met waarheid. Net waarheid kan leuen veg, nie jy nie. Jy is nie die waarheid nie. Jesus is die waarheid, sy woord is die waarheid. Daarom maak ons osself vol met die Here se woord. Sodat wanneer die leuen kom, ek kan sê, ja, dis miskien so, maar net soos wat Jesus in die woestyn gedoen het, toe hy versoek is. Weet hy, sê, ja, miskien. Except, my Vader sê, en net daar, sny jy daai ding keel af met die swaard van die Gees. Nou kan jy miskien sê, is 2 Nuwe Testament skriffies, jy kom van Brakpan af, jy was 'n prokureur, jy lieg vir 'n lewe, hierdie goed is miskien nie so, jy haal dit miskien 'n bietjie uit konteks uit, maybe so, maar weet jy wat? Nee, jy kry hierdie vroeg al in die Bybel, presies dieselfde ding, Dawid in Psalm 42, onder andere, wat presies hierdie deurgaan en presies hierdie ding doen. Kyk 'n bietjie wat gebeur. Julle ken Psalm 20, soos 'n wildsbok wat smag. Dan sing ons so mooi van hierdie wildsbok, maar Dawid was in pyn. Dawid het gesê, is droog om my. Ek smag na die Here soos 'n wildsbok na water. Maar hy sê, Here, waar is jy nou? Dis eintlik maar wat daar aangaan. Hy sê, waar is die Here nou? Ek is so uitgedroog, ek het uitgeroep na die Here, en dan sê hy eintlik, net nou die dag was ek in 'n skare wat gedans het voor die Here. En onmiddellik, kan weet, Dawid is eerlik, nee, hy's 'n swak teoloog, hy's baie eerlik, nee, hy's nie swak teoloog nie. Ek sê net, hy probeer nie die korrekte ding sê nie, hy sê die waarheid, hy sê, waarom twyfel ek nou, en vra ek, waar is hy nou? Hy verstaan nie hoekom hy dit vra nie, want dis sy belewenis, so hy sê dit net anders, liewe Here. Here, waar is jy nou? Net nou die dag het ek voorgedans. Vandag vra ek, waar is God? Hy sê, ek dink aan die dae toe ek daar gedans het. Vandag is my belewenis, ek twyfel en ek vra, waar is my God nou? En dan doen hy iets baie interessant, iets baie relevant. Hy sê, ek sal weer 'n loflied sing. Ek sal net hier sit en vir my God 'n gebed tot die God van my lewe rig. Dis wat ek sal doen. So hy beveel daai gedagte, hy neem hom gevange. Hy sê nee, Bel. Ek gaan nie vir jou toelaat om 'n pen te teach in my kop nie. Ek besluit om weer 'n loflied te sing tot die God van my lewe. Dis wat hy doen. So is hierdie 'n nuwe konsep? Is dit net Paulus wat dit ingebring het en geraas het met die Korintiërs en die Romeine omdat hulle bietjie pathetic was? Nee. Daar tot in die dae van Dawid. En ons kan op ander plekke in die woord van die Here ook gaan soek, maar dan moet ons lank praat. Ek praat ek sien om te praat. Maar net om te sê, ja julle, as Dawid nie hierdie goed uitgespaar was nie, dan moet ek en jy weet, ons is nie uniek nie. Ons weet ons is 'n bietjie van 'n soft generation, ons is nog nie deur 'n oorlog en sulke lelike goeters nie. So ons weet die mense sê ons is sag, maar ons gaan deur terrible goeters. Ons gaan elke oggend op en daar's 'n skok wat gebeur, goeie wat onverwags is. Wat jy sê, ek het nie hiervoor gesaai nie. Toe ek my lewe vir die Here gegee het, ek iets anders verwag. En nou het hierdie pad heeltemal anders uitgedraai. En nou dans ek nie meer voor nie, nou vra ek, waar is jy? Hoekom twyfel ek nou? En dan sê Dawid homself, ek dink hierdie ding is 'n leuen. Ek dink my gevoel is 'n leuen. En ek sal weer 'n loflied sing. So hy draai sy siel in homself om deur te besluit. En dit dink ek is waarom Paulus ook gesê het, neem jy daai gedagte gevange. As jy nie kan nie, dan moet jy vra vir meer van die Heilige Gees, sodat hy jou in staat stel. As jy nog steeds nie gaan nie, dat jy meer van die woord van die Here nodig, sodat jy die leuen met die waarheid kan veg, aansluit by disippelskap, omgegroep, sodat ander ouens vir jou kan bid en om jou kan staan, want alleen kan ons baie keer nie staan nie, dat jy iets in die lig kan bring, die oomblik wat jy doen, help ander mense jou om jou burdens te dra, dit is so, meer van die woord van die Here bestudeer, en miskien iemand gaan sien, as jy agterkom, my gedagtes is so donker, ek dink dit is regtig abnormaal, en dan weet ons, daar is hopelik al daar buite. Maar wat 'n voorreg dat die Here vir ons sê, dat hy vir ons meer van die Heilige Gees gee, en alles van die Heilige Gees wil gee, sodat ek en jy hierdie pad nie alleen hoef te stap nie.
So ons gaan met 2 liedere afsluit voor Tertius iets gaan doen, wat ook al dit is wat dominees doen. En die eerste een is, sy naam is Kom Heilige Gees, en dis regtig 'n gebed vir Pinkstersondag, waar ons sê, Here, ek wil my denke vernuwe, maar ek het U nodig. Sal U my kom help? Sal U vir my alles gee wat ek nodig het? En terwyl ons dit doen, sal jy sommer asseblief seker maak, hierdie is nie net 'n show vir jou nie. Ontmasker jou leuns voor die Here. Jy weet mos wat hulle is. Sê vir die Here, Here, hierdie leuen glo ek, daai ene, hierdie is nou maar my repeating offenders. Hulle sit teen my kop. En ek wil hulle vandag vir U gee, en ek wil vra, Here, spreek die waarheid oor hierdie goed in my lewe. Asseblief kom in my kop in, en help my om te verander. En dan gaan ons 'n liedjie sing wat vir my baie precious is. Ek wou dit skryf, toe is dit klaar geskryf, deur 'n ander ou. Hy's famous, ek nie. Hy sê net, I know who I am. I know who I am, because I know who you are. The cross of salvation was only the start. I'm chosen, free and forgiven. I have a future, and it's worth the living. En dan sê hy, I wasn't made to be tending the grave. I was called by name, born and raised back to life. I was made for more. Why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I'm yours, and I was made for more. Soveel keer is skande en skaamte die grootste leuen wat ons glo, wat ons aan ons verlede vashou. So ja, kom ons sing hierdie goed, kom ons bid hierdie dinge vir die Here. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, en daal oor ons neer. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, en daal oor ons neer. Op U en ons vra, vir ons nou. Ons wag op U en ons vra, vir ons nou. Kom Heilige Gees, kom Heilige, kom Heilige Gees, en daal oor ons neer. Ons wag op U en ons vra, vir ons nou. Ons wag op U en ons vra, vir ons nou. Vul ons met U krag, vul ons met U hart, vul ons nou. Bruikbaar en gereed, staan ons voor U Heer, stuur ons nou. Vul ons met U krag, vul ons met U hart, vul ons nou. Bruikbaar en gereed, staan ons voor U Heer, stuur ons nou.
'cause I know who you are. The cross of salvation was only the start. Now I am chosen, free and forgiven. I have a future, and it's worth the living. I wasn't made to be tending a grave. I was called by, born and raised back to life again. I was made for more. So why would I make a bed in my shame when the fountain of grace is running my way? Oh, I know I'm yours, and I was made for more. I know who I am, 'cause I know who you are. The cross of salvation was only the start. Now I'm chosen, free and forgiven. I have a future, and it's worth living. I was made to be tending the grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. So why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? Oh, I know I'm yours, and I was made for more. Hallelujah, you call out my name, I'll sing out your praise. Hallelujah, you buried my past, I'm not going back. Oh, hallelujah, you call out my name, I'll sing out your praise. Hallelujah, I'm not going back, I'm not going back. I wasn't made to be tending a grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. Yeah. Why would I lay a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? Oh, I know I'm yours. I was made for more. I was made for more. I was made for more. Dankie, ek gaan vra dat julle blikke inneem vir nog so 'n minuut of 2. Het is miskien goed dat jy nie geweet het wat ek wil doen nie, want ek was in die versoeking om 'n paar goed te doen, maar dit kan laat raak. So ek het oor een of twee goed gewonder terwyl jy nou bedien vanoggend. Hoe het die Here dit reg gekry om jou uit 'n juridiese agtergrond te kry tot waar jy nou is en wat jy nou doen? Want dit is een van die grootste wonderwerke seker nog ooit. Met alle respek gesê, vriende. Louis, dankie, dit raak net meer amazing, dit raak net, die woord beter, maar het raak dieper, het raak net, jy weet, baie keer dink ek met myself, is goed om
in 'n babbel te kom of in 'n babbel te wees. En ja, die babbel word maklik gebreek daar buite, maar dit was 'n ontmoeting, dit was 'n spasie waarin ons kon inkom en met die Here besig wees en die Here met ons besig wees en waar ons aangeraak is. So dankie, baie dankie, waardeer dit. Kom ons gee my lekker aan ek baie dankie. Vriende, julle weet dat worship is een van ons waardes in die gemeente en as jy nou nog meer van die worship wil beleef, dan is Vrydag aand die regte aand wat kom die 29ste. Jy sien net 'n paar van hulle hierso van vanoggend. Hoeveel is julle uiteindelik op die verhoog Vrydag aand? Seker naby aan 20 en meer. Al 3 vredelose bands is in 'n battle of bands Vrydag aand. Kom worship saam, dis 'n worship aand. Dis nie 'n konsert nie, dis 'n worship aand. So kom saam en worship met hulle, saam met die Here, saam met mekaar, met jouself. Dis Vrydag aand 'n absolute wonderlike geleentheid om dit te kan doen. Volgende Sondag is ons by nommer 4 van Getransformeerd. Ons het Johan Laten, wat onder andere sy storie as depressieleier kom vertel. Aangrypend, Johan was al 'n paar keer hier. En daarom wil ons vir jou vertel en sê en weer herinner daaraan dat ons hier real life doen. Ons is besig met lewe, ons is nie besig met airy-fairy, pie in the sky goed nie. Ons probeer mekaar help en inspireer in lewe. So Johan vertel sy storie volgende Sondag as deel van die siel, as deel van die emosionele kant van lewe. En dan is ons op pad na die 6de Junie toe wat Compassion Day is. En dis die laaste wat ek nou gaan sê. Jy sal al die uitreike wat gebeur op 6 Junie hier buite kry, net voor die media center, daar's 10 van hulle. En die eerste belangrike besluit wat jy moet neem is of jy gaan, of jy doen en of jy bring. Al die mense wat betrokke is en die jockeys is by die uitreike op Saterdag 6 Junie, gaan jy hier buite vind. Die belangrike is nou om jou naam te kry op dit waartoe jy wil gaan of wil gaan doen of wil gaan bring, want van hulle het caps op. Byvoorbeeld, as jy chok na die kankerpasiënte toe wil gaan by Tegeberg Hospitaal, is daar net 10 wat kan gaan. As jy by Mes onder in Bellville by die haweloses die dag wil deurbring, is daar net 15. As jy na Philippi, ons netwerkgemeente toe wil gaan die volgende dag, is daar net 15, is daar net 10. Kailicha jy kom brei hierso die missies vir die gogos, 100 plus. Ook as jy pleegsorg toe wil gaan Wellington toe, na Mosaïek toe op daai Saterdag, is daar ook baie wat kan gaan, 50 plus. As jy wil kom skaak speel saam met die Kailicha tieners, kan jy dit kom doen, 15. En dan gaan ons sop maak vir die Philippi uittrek die Sondag by die gemeente. En as 10 mense wat saam met Sarita in die kombuis kan kom sop maak, wat ons dan nou die Philippi sop kombuis noem. Verder kan jy al die behoeftes en benodigdhede bring, jy sal dit op die lyste kry, daar in die foyer vir Living Network, vir Durbanville Kinderhuis, en dan nou vir die sop kombuis se bestanddele. Jy gaan al die sien op die website, in die nuusbriewe. Jy gaan ook digitaal kan inskryf, alhoewel daar ook harde kopieë daar is, wat jy dit in die posbus kan los vir ons. Maak dit seker, dis oor 2 weke, maak dit seker jy raak deel van die gestuurdheid, van die stuur jou, stuur my, waarmee ons vanoggend ook besig was, met die Heilige Gees in ons. So as ons hierdie Pinkster Sondag afsluit, dan herinner ons mekaar daaraan, dat dit is presies waaroor dit gaan, oor God, wat nie ver weg is nie, maar wat eintlik om die waarheid te sê, is baie naby en in ons is, deur sy Heilige Gees. Kom ons staan vir die laaste lied, as ons die lig vir die wêreld wil wees, en gaan wees, en terwyl ons dit doen, en hiermee afsluit, en vir die Here sê dat ons hierdie ligte wil wees, dien ons die Here met ons offergawes, om vir hom dankie te sê, vir lewe wat hy vir ons gee. Maak ons oë
soos die hoop wat die duisternis laat weg. Gee ons nuwe woord waarmee ons wyd kan loop. Breek ons met waarheid, breek ons bekers oop. Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Skyn in die donker, met liefde wat verloor. Stuur ons met lewe, vol van helde hoop. Kom van ons o Gees, ons soute kan weer, lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Hier ontmoet ons hier, woon in ons lofgesang. Hier is die rykdom waarna ons verlang. As die lig ons lei, ons na die wêreld stuur, seën ons met volheid, kom vul ons met u vuur. Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Skyn in die donker, met liefde wat verloor. Stuur ons met lewe, vol van helde hoop. Kom van ons o Gees, ons soute kan wees, lig vir die wêreld, lig vir die wêreld, lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Baie dankie dat jy vanoggend saam met ons was. Dankie vir julle wat aanlyn ingeskakel het. Mag die liefde van hierdie God, hierdie wonderlike God, wat ons noem ons Vader, mag sy liefde met ons wees. En die genade van sy Seun Jesus, wat nuwe lewe kom gee het, asook die gemeenskap van sy Gees, wat in hierdie tyd in ons kom woon en in ons kom bly, en altyd in ons is en naby in ons is, met ons wees en met ons bly, totdat hy ons weer kom haal. En ons almal sê saam, Amen. Amen. Lekker dag almal.